Hallo almal en welkom terug by MX Science Lab waar wetenskap wen. Vandag kyk ons na interaksies en interafhanklikhede in ekologie. Ons gaan leer wat ekologie is, hoe organismes saamwerk, wat ekosisteme is en hoe alles in die natuur met mekaar verbind is. Kom ons begin. Ekologie is die studie van hoe organismes met mekaar en met hul omgewing interaksies het. Dit beteken dat plante, diere en mense nie alleen leef nie. Hulle beïnvloed mekaar voortdurend. Organismes reageer ook op dinge soos water, temperatuur, sonlig en die grond waarin hulle leef. Alles in die natuur is met mekaar verbind. Ekosisteem is 'n gebied waar lewende en nie-lewende dinge saam bestaan en op mekaar reageer. Die lewende dinge noem ons biotiese faktore en die nie-lewende dinge noem ons abiotiese faktore. 'n Voorbeeld van 'n ekosisteem kan wees 'n dam, 'n bos, 'n woestyn of selfs jou tuin by die huis. Biotiese faktore is al die lewende organismes in 'n ekosisteem. Dit sluit in mense, diere, plante, bakterieë en swamme. Hierdie organismes beïnvloed mekaar elke liewe dag. Abiotiese faktore is al die nie-lewende dele van 'n ekosisteem. Voorbeelde hiervan is water, temperatuur, wind, lug en grond. Hierdie faktore bepaal watter organismes in 'n habitat kan oorleef. Die biosfeer is die somtotaal van al die ekosisteme op aarde. Met ander woorde, dit sluit in elke plek waar lewe voorkom. Van die diep oseane tot die hoogste berge, alles vorm deel van die biosfeer. Biodiversiteit beteken die verskeidenheid van lewe in 'n habitat of ekosisteem. Hoe groter die biodiversiteit, hoe gesonder is die ekosisteem gewoonlik. 'n Gebied met baie verskillende plante en diere het dus hoë biodiversiteit. 'n Habitat is die plek waar 'n organisme leef. Elke organisme het 'n habitat wat aan sy behoeftes voldoen. Byvoorbeeld, 'n vis leef in water, 'n kameel leef in die woestyn en 'n voël leef in bome of in woude. 'n Gemeenskap bestaan uit al die verskillende lewende organismes wat saam in 'n habitat leef. Dit beteken verskillende spesies leef saam en beïnvloed mekaar. Byvoorbeeld, 'n dam se gemeenskap kan bestaan uit visse, paddas, plante en insekte. 'n Bevolking is 'n groep organismes van dieselfde spesies wat in dieselfde gebied leef. Byvoorbeeld, al die sebras in 'n natuurreservaat of al die dennebome in 'n woud. Ekologiese interaksies kan in 4 vlakke verdeel word. Ons begin by individue of organismes, dan bevolkings, daarna gemeenskappe en uiteindelik ekosisteme in die biosfeer. Elke vlak bou op die vorige een. So kom ons kyk hoe hierdie vlak. Individue vorm bevolkings, bevolkings vorm gemeenskappe, gemeenskappe saam met abiotiese faktore vorm ekosisteme en al die ekosisteme saam vorm die biosfeer. Dit wys hoe alles in die natuur met mekaar verbind is. Organismes is afhanklik van mekaar om te oorleef. Hierdie verhouding staan bekend as simbiose. Daar is 3 hoofsoorte simbiose: mutualisme, kommensalisme en parasitisme. By mutualisme trek albei organismes voordeel uit die verhouding. 'n Goeie voorbeeld is bye en blomme. Die bye kry nektar vir voedsel en die blom word bestuif. By kommensalisme trek een organisme voordeel, maar die ander organisme word nie bevoordeel of benadeel nie. 'n Voorbeeld is 'n veereier wat saam met beeste beweeg om insekte te vang. By parasitisme trek een organisme voordeel terwyl die ander benadeel word. 'n Voorbeeld is 'n bosluis wat op 'n dier of 'n mens leef en moontlike siektes kan oordra. En dit bring ons by die einde van vandag se les oor interaksies en interafhanklikhede. Ek hoop hierdie video het jou gehelp om beter te verstaan hoe organismes saamwerk en van mekaar afhanklik is.
As jy die video geniet het, gee gerus 'n like, subscribe vir meer wetenskapvideo's en deel dit met jou vriende. Dankie dat jy saam met MX Science Lab geleer het. Sien julle volgende keer.